Hallo my liewe vriende. Kyk, dit is tyd dat ons nou 'n bietjie koppe en ook harte bymekaar sit oor vriendskappe. Verhoudings is mos my passie en ek lê mos elke nag wakker oor die groot eensaamheidspandemie. En daarom wil ek vandag met jou gesels oor die koneksie tussen vriende en vriendinne. Ons gaan natuurlik eers kyk wat sê die Bybel oor vriendskap. En dan gaan ek vir jou verduidelik hoe verskillende temperamente vriendskappe verskillend benader. Dit gaan een van my langer sessies wees, want daar is 4 temperamente. Maar jong, jy kan die dele oorslaan wat nie vir jou relevant is nie. Nou toe, hier gaan ons. My liewe vriende en vriendinne, hierdie is 'n belangrike saak. Ons is bedoel om deel van verskillende vorms van gemeenskappe te wees. Die Engelse taal noem dit community. En dit herinner my altyd so aan die nagmaal, wat mos in Engels communion genoem word. Nou mag ek vir jou 'n vraag vra. Wat is ons as mense se grootste probleem wat ons wegdryf van die Here? En wat maak dat ons 'n sinnelose en 'n doellose lewe leef? Wat is dit? Wat maak ons so onrustig en wat maak ons ongelukkig? Ja, die antwoord is sonde. Dis sonde wat maak dat daar skeiding tussen ons en ons Skepper kom. Dis sonde wat skeiding bring tussen ons en ander mense en dit maak ons diep ongelukkig, dit maak ons angstig en dit maak ons soekend. Dan is jou verhouding met jouself natuurlik ook versteur. Dink maar aan Adam. Genesis vertel baie duidelik dat hy nie op sy eie 100% gelukkig was daar in die perfekte tuin van Eden nie. Hy het koneksie met God as sy skepper gehad en 'n goeie verhouding met sy Vader. Maar toe staan daar in Genesis 2 vers 18 dat God gesê het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Sjoe, dis 'n diep waarheid. Dis 'n diep waarheid om van kennis te neem. In die sondelose tuin, nog voordat die sondeval gebeur het, in die skepping waarvan God gesê het dat dit alles goed is, was daar een ding wat nie goed was nie. En dit was dat die mens in isolasie gewoon en gewerk het. Daar was nie ander mense om mee in koneksie of verhouding te wees nie. Ja, sonde versteur al ons verhoudings. Maar ons as mense se heel eerste probleem was eensaamheid en isolasie. Dit is nie goed vir jou om alleen te wees en altyd dinge op jou eie te doen nie. Dit is daarom deel van ons as gelowige mense se roeping om te sorg dat die mense om ons nie geïsoleerd raak en in eensaamheid verval nie. Dit is nie net 'n individu se verantwoordelikheid nie. Dit is ons almal se werk om seker te maak ons gaan soek die alleen mense en ons sorg dat ons koneksie nie deur sonde versteur en gebreek word nie. En ek praat nie nou van die tye wanneer 'n mens jou onttrek van ander mense om stilte tyd te hou of om deur 'n probleem te werk of om oor byvoorbeeld iemand se dood te rou nie. Dit is goed en dit is gesond en dit is nodig om vir die regte rede soms vir 'n tyd lank alleen te wees. Waarna ek nou verwys as ongesonde isolasie is die toksiese vriendskap wat baie mense met eensaamheid sluit. Mense wat soveel verdriet en angs en bekommernis het dat hulle vlug na hulle kamers en nie weer daaruit wil kom nie. Jou eensaamheid mag nooit, ooit jou beste vriend word nie. En ek praat ook nou van ons, met wie dit oukei gaan. Wat baie mense vir verskillende redes uitstoot en vir my. Ons sê hulle probleme of hulle
gereserveerdheid of hulle introversie of krappige persoonlikheid of simpel grappies of hulle negatiewe gekla is vir ons te veel. En dan ghost ons hulle op allerhande maniere. Dis nou mos soos die Engelse sê. Ons sê ook, dis daardie mense se eie verantwoordelikheid om van hulle kant af al die werk te doen om te keer dat hulle eensaam raak. En dan stap ons net weg. Dit maak dat die uitgestote, vergete mense vasgevang raak in 'n tipe alleenwees wat hulle geestelik laat wegkwyn soos 'n plantjie wat nooit sonskyn en water kry nie. Selfs al het party van hierdie eensame mense goeie en gesonde verhoudings met die Here, kwyn hulle steeds weg sonder menslike koneksie. Jong, ek kan nie genoeg beklemtoon hoe verskriklik belangrik dit vir ons almal se geestelike en liggaamlike gesondheid is om goeie verhoudings met ander mense te hê nie. Jong, jy moet vriendskappe in jou lewe hê. Dit sluit natuurlik familielede en kollegas by die werk ook in. Met vriende bedoel ek die mense buite of naas jou lewensmaat en jou kinders. Het is wonderlik as jy ook jou lewensmaat en jou kinders as jou vriende sien, maar jy het steeds ook ander mense nodig. Al is dit net een goeie vriend of vriendin wat nie 'n lid van jou gesin is nie. In Spreuke 18 vers 1 staan daar in Engels so mooi duidelik. He who isolates himself breaks out against all sound judgment. Ons het mekaar nodig om op die regte pad te bly. Maar as jy nog nie oortuig is nie, kyk 'n bietjie na Jesus. Ja, hy het ons vriendskap met God versoen. In Johannes 15 staan daar duidelik dat Jesus gekom het vir sy vriende en om sy vriende te red. Nou, is dit nie die mooiste gedagte dat jou verhouding met Jesus die grondslag vir al jou vriendskappe is nie? Dis omdat Jesus jou vriend is, dat jy ook ander vriendskappe kan hê. Ander vriendskappe wat jou lewe soveel mooier en gelukkiger maak. Jong, ek dink, dis fantasties en dit maak my natuurlik springbly en dankbaar. Gelowige mense gaan soek dan in die Bybel na riglyne hoe om vriende te wees. En ons praat baie van die gemeenskap van gelowiges. Dis sulke lekker kerkwoorde, die gemeenskap van gelowiges. Maar dit beteken eintlik maar net dat vriende van Jesus, wat van Jesus getuig en mekaar opbou en ondersteun en versorg, 'n baie mooi vriendskap is. Nou die Bybel gee baie riglyne vir die gemeenskap van gelowiges, vir die liggaam van Christus, vir die vriende van Jesus. Hoe hulle mekaar moet lief hê en mekaar moet hanteer. Nou die belangrikste aspek wat ek dink ons vandag moet bespreek is dat vriendskappe nie 'n besigheidstransaksie is nie, maar ja, dit is 'n vennootskap. Gelowige mense is nie net vriende met ander mense by wie hulle goed kan kry nie. Dis nie 'n besigheid waar jy kan wegstap as jy voel jy kan nou niks meer by iemand ontvang nie. Nee, vriendskap is meer soos 'n verbondsverhouding. Klink baie ernstig, nee? Maar vir gelowiges moet hulle vriendskappe inderdaad ernstig wees. Nou, ken jy die Engelse uitdrukking blood is thicker than water? Baie mense vertaal dit sommer direk en praat van bloed is dikker as water. Eintlik is dit meer korrek om in Afrikaans te sê, waar bloed nie kan loop nie, daar kruip dit. Maar goed, ek praat nou soos die meeste mense praat en sê, bloed is dikker as water. Nou, vir die meeste van ons beteken dit dat
familiebande hegter is as jou koneksie met mense wat nie jou familie is nie. Maar kom ek verras jou nou vandag en leer vir jou dat dit heeltemal verkeerd verstaan is en dat die uitdrukking eintlik totaal die teenoorgestelde beteken. Die volledige uitdrukking in Engels is: The blood of the covenant is thicker than the water of the womb. Hoor jy? Die bloed van 'n verbond, oftewel 'n vennootskapsooreenkoms, is dikker as die water van 'n baarmoeder, oftewel familiekonneksie. Dit beteken dat die verhouding wat 'n mens willens en wetens kies, sterker is as die konneksie wat jy per toeval van jou ouers af gekry het. Ag man, ek word sommer opgewonde as ek daaraan dink dat die bloed van Jesus mense in vriendskapsbande op 'n wonderlike manier kan saambind. En dit bring my nou by die praktiese deel. Hoe kan ons sorg dat ons vriendskappe gesond bly? Nou kyk, stap 1 is, as jy aandag aan jou vriendskappe wil gee, is dit belangrik dat jy jou temperament en die ander persoon se temperament moet ken en verstaan. Jy kan maar jou oë vir my rol of jou skouers hieroor optrek, hoor, maar ek beloof vir jou, verskillende mense is op verskillende maniere bedraad om vriende te wees. Ja, jou ingebore temperament bepaal alles wat jy doen. Hoe jy op stres reageer, hoe jy met jou geld werk, wat se tipe werk die beste vir jou is, hoe jy iemand liefhet, ja, hoe jy jou kinders hanteer, man, letterlik alles. En dit bepaal ook hoe jy jou vriendskappe benader en in stand hou. Nou onthou nou, ons praat altyd van 'n geesvervulde temperament. Jou temperament is nooit ooit 'n verskoning vir sondige gedrag of 'n gerieflike rede om jou swakpunte na hartelus uit te leef nie. Stop daai twak van jou, hoor, stop dit sommer nou dadelik. 'n Mens moet altyd binne jou unieke kleursamestelling steeds die vrug van die gees uitleef. Maar 'n geesvervulde temperament beteken steeds dat jy nie 'n persoonlikheidsoorplanting kry nie. As jy byvoorbeeld meer introvert is, hoef jy nie ekstrovert te word om 'n goeie gelowige vriend of vriendin te wees nie. Nee, jou temperament bly altyd jou default factory setting. Dit is nou soos die Engelse sê. En dit is goed en dit is reg so, want dis mos hoe jy geskape is. Nog 'n waarskuwing wat ek net vinnig wil rig, is dat jy nooit ooit jou vriend of vriendin in 'n boksie van 'n kleur mag druk nie. Jy ken dalk jou vriend of vriendin nie so diep nie, en jy maak maar net 'n skatting van hulle kleur, en jy doen dit absoluut net om hulle beter te dien en lief te hê as 'n vriend of 'n vriendin. Jy gebruik nooit ooit iemand se klere teen hulle nie. Jy wys nie hulle swakpunte vir hulle uit nie. Jy spot ook nie daarmee in jou rakker en jy diagnoseer ook nooit iemand hiermee nie. Die 4 kleure, oftewel my 4 kleur temperamentmodel, is net riglyne om jou te help om beter en gesonder verhoudings te hê. Ek gaan by elke kleur 3 hoofpunte noem, sodat jy dit maklik kan onthou. Onthou net, met elke kleur, geen mens is net 'n enkele kleur nie. Ons is almal kombinasies
van die 4 kleure. Maar ons fokus vir praktiese redes op iemand se primêre of dominante kleur. Ek gaan ook by elke temperament fokus op die persoon met wie jy bevriend is en nie op jou as die een met die temperament nie. Nou, jy kan jou eie kennis van jouself uitbrei deur die inligting om te draai en op jouself toe te pas, sou jy wou. Jy sal ook vanuit jou eie temperament moet uitwerk hoe jy die 3 wenke vanuit jou unieke sterk en swakpunte gaan aanpak. Nou, dit is baie goed dat jy verstaan wat jou vriendskapsbehoeftes is. Maar ek wil vandag spesifiek fokus op hoe ons kan uitreik na ander mense en hoe ons van ons kant af vriendskap kan gee. Ons is deesdae so 'n individualistiese samelewing. Ons fokus op selfhelp en selfliefde en hoe 'n mens jouself beter kan verstaan en hoe jy as individu kan groei. En dis eintlik wonderlik, hoor. Dis goed. En dit is ook gesond. Maar moet asseblief nooit ophou om te groei en meer die beste weergawe van jouself te word nie. Maar ons moet ook fokus op ons gemeenskap en die mense om ons. Gelowige mense wat gesonde vriendskappe in stand hou, bou 'n beter gemeenskap en is 'n positiewe en 'n opbouende invloed op hierdie wêreld. So kom ons begin dan nou met opbouende raad en wenke om vriende met gewilde en prettige geel mense te wees. Hulle is reeds baie geliefd en het hoop bevriende. Hulle lyk soos 'n allemansvriend. Maar weet jy, geel mense het ook behoefte aan diep vriendskappe met 'n hegte binnekring. Die mense in hierdie geel binnekring is die mense wat fokus op hulle geel vriend of vriendin se sterkpunte. Dit is so maklik om geel mense te kritiseer, maar dit is nie jou werk om die ongeorganiseerde sosiale skoenlapper se ma of dominee of beraader of bestuurder te wees na jou rakker. Dis nie jou werk om te raas en te preek en te dissiplineer nie. Fokus eerder op alles wat jou vriend of vriendin goed en reg doen. Mense wat versterk word in hulle sterkpunte, begin so hulle swakpunte ook verbeter. So, sê iets soos: Here, jy help my so baie om moed te hou met al my probleme, want jy laat my so lekker lag. Of, elke keer as jy my vertel wat jy vir iemand gedoen het, leer jy my ook om meer vir mense om te gee en dit te wys. Of, jy kan sê, as dit nie vir jou was nie, sou ek net heeldag in my kamer gebly het, en nou het ek weer beleef hoe lekker dit is om 'n bietjie uit te kom. Dit kan dalk gebeur dat jou geel kollega of iemand by jou kerk jou hulp vra, en dan kan jy maar jou praktiese raad gee om hulle meer ordelik en gefokus te maak. Maar 'n mens doen dit regtig net as die persoon daarvoor vra. So, nommer 1 is fokus op geel se sterkpunte en nommer 2 is kuier lekker en gefokus met hulle. Moenie dat julle saamweestyd 'n verpligting of 'n sleurtaak word nie. Geel mense wil lekker kuier en nie voel hulle tye saam met jou is soos werk of 'n opvoedkundige uitstappie of 'n studiegroep nie. Nee, los maar die inspirasieminute vereers. Nou die opbouende woorde, soos ons by nommer 1 oor gepraat het, is natuurlik wonderlik, maar jy kan nie net praat nie. Jy moet ook kwaliteit tyd gee
om te wys jy bedoel wat jy sê. Nou dalk het jy minder behoefte aan kuier en pret en plesier, maar geel mense kan regtig net in vriendskappe blom as mense gereeld lekker dinge saam met hulle doen. Hulle dinge doen wat onvergeetlike herinneringe en onbreekbare bande skep. Ag man, as jy dan nou nie wil gaan valskerm spring nie, kyk in jou sitkamer saam met hulle rugby en nooi genoeg ander ondersteuners om 'n lekker jolige atmosfeer te skep. Of gaan saam as jou geel vriende jou na nog 'n kaas en wyn funksie nooi. En dan staan jy in 'n hoekie, kan jy jou heerlik verkyk aan al die mense daar terwyl jou geel persoon blom onder al die aandag lag en gesels. Nou goed, nommer 3 vir geel vriendskappe is: stel belang in hulle lewe en in hulle wêreld. Ja, geel mense is goed met small talk, soos die Engelse dit natuurlik noem. Hulle kan oor die weer en die nuutste gebeure in ander mense se lewens praat, maar hulle sal graag ook oor dieper en ernstige dinge ook wil praat. En as jy die regte vrae vra en dan met opregte belangstelling luister en meeleef, sal jy ook die diepte van jou vriend of vriendin se mooi geel hart ontdek. Onthou nou, nie soos 'n sielkundige of 'n biegpriester nie, maar sommer net soos 'n vriend. Nou, jy kan byvoorbeeld vra, wat was vandag vir jou lekker? Jy kan selfs vra wat hulle kwaad gemaak het en hoekom spesifiek daardie saak so gebeur het. En vra uit oor die dinge en gebeure en mense wat hulle opgewonde maak en waaroor hulle so entoesiasties is. Jong, hulle praat graag oor hulle self, maar hulle spog nie. Hulle deel net hulle leefwêreld met jou. Jou geel vriend of vriendin het intense behoefte aan jou meelewing. Ook al gee jy dit op 'n stiller en 'n rustiger of 'n meer kortaf manier soos wat by jou temperament pas. Ag, mag die Here jou vriendskap met iemand wat geel is seën met al die vreugde wat hierdie sonskyn persoon mag bring. En nou kom ons by raad en wenke om vriende met rasende rooi te wees. Jou geesvervulde rooi vriend of vriendin is die een wat leiding neem en dinge initieer omdat dit vir hulle van nature kom. Hulle het gewoonlik nie baie naby vriende nie, maar hulle kan jou beste vriend vir altyd wees as jy verstaan hoe hulle werk. Eintlik is die gee van ruimte jou nommer 1. Nommer 2 en nommer 3 raad vir 'n vriendskap met 'n rooi. Gee vir hulle ruimte om die leiding te neem en ook planne te maak. Jy gee vir hulle ruimte om nie so baie op gevoelens en emosie te fokus nie. Gee vir hulle ruimte om te glo dat planne altyd gemaak kan word en los hulle om probleme met hulle besondere kennis en effektiwiteit op te los. En ja, hulle humere het tyd en spasie nodig om af te koel. Nou ek sê dit tong in die kies, dat rooi mense se 3 dinge eintlik net ruimte is. Hulle het tog ook jou nabyheid nodig. Hulle is baie onafhanklik, maar hulle het terselfdertyd behoefte aan erkenning en waardering. So, nommer 2 is, sê vir jou vriend of jou vriendin dankie. Gee vir hulle erkenning as hulle jou help met jou verhuising of die enjinprobleme met jou motor uitsorteer of die bazaar se beste fondsinsameling gereël het. Maar asseblief, wees altyd kort en kragtig in wat jy sê. Dis die 3de ding wat jy asseblief in ag moet neem om 'n rooi vriendskap
te laat floreer. Ja, rooi mense kan nie langdradige vertellings en emosionele uitbarstings goed hanteer nie. Hulle kan nie. Maar hoor gou, jy hoef nie toneel te speel nie en jy hoef niks weg te steek nie. Oefen net om minder woorde te gebruik en minder gevoelens te wys. Jy kan sê jy is hartseer sonder om in trane uit te stort. Asseblief moet jy dit doen, jy hou niks daarvan nie. Jy kan vertel waaroor jy opgewonde is of wat jou kwaad gemaak het sonder om die storie tot in die fynste besonderhede te vertel. Kom vinnig tot die punt en praat gerus reguit oor wat jy nodig het en waar jy jou grense trek. Gebruik ek-taal. Met ander woorde, jy verwyd nie en jy beskuldig ook nie, maar sê gewoon wat vir jou werk. Nou kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Sê nou maar, jy het huweliksprobleme. Jy weet vir jou siel, jou rooi vriend of vriendin gee om en wil graag help. Maar is mos nou nie juis 'n geduldige luisteraar nie en voel ongemaklik as jy emosioneel raak. Jy weet dit mos nou. Dan kan jy eerder iets sê soos: ek het 'n behoefte om met 'n deskundige persoon te praat oor my huwelik. Kan jy asseblief vir my die nommer van 'n goeie huweliksberader opsoek? Jy ken al die regte mense en ek vertrou jou opinie. En sal jy my asseblief 'n paar weke verskoon terwyl ek onttrek en daardie persoon besoek? Ek sal jou laat weet wanneer ek beter voel en dan gaan doen ons iets van jou keuse en vertel ek jou wat die resultate was. Jy sien, jy gee dan vir die persoon ruimte om te doen wat hulle goed kan doen. Hulle verstaan wat aan die gang is en weet dat jy besig is om aan die probleem te werk, sodat dit nie 'n struikelblok in julle vriendskap is nie. En terselfdertyd weet hulle genoeg om steeds geliefd en gewaardeerd te voel. Dit is 'n teken van emosionele intelligensie om nie van iemand iets te verwag wat hulle gewoon vanuit hulle ingebore temperament nie vir jou kan doen nie. Nou ja, mag die Here jou vriendskap met 'n rooi persoon seën met al die krag en optimisme wat hierdie leiers in ons gemeenskap vir ons kan gee. Nou kyk, groen mense is die maklikste mense om jou vriende te wees. Maar onthou nou, ek gaan vir jou 3 wenke gee om 'n goeie vriend of vriendin vir 'n groen mens te wees. Dit gaan nou vir 'n slag oor hulle en ons plaas hulle behoeftes nou eerste. En dis nou die eerste ding wat jy sal moet gaan doen. Jy sal jou groen vriend of vriendin se mening moet gaan vra. Ja, jy sal hulle opinie uit hulle moet trek en hulle moet herinner dat hulle voorkeure en behoeftes ook belangrik is. Hulle gaan dit nie self doen nie. Hulle sal altyd stil bly en hulle sal altyd neerlê by wat ander mense sê of wil doen. Maar intussen voel hulle dan hier diep in hulle harte ongeliefd en ongewaardeerd. En jy gaan dit nie weet nie, want hulle wys nie hulle gevoelens nie. Jy sal regtig moet leer hoe om diplomaties te wees en hoe jy iemand kan intrek in 'n storie of liewers in 'n groep sonder om hulle te oorweldig met 'n veel opdringerige vraag. Skep geleenthede vir jou groen vriend om sy mening te lig of jou groen vriendin om haar storie te vertel op 'n gemaklike en bedaarde manier. En hiermee saam is die grootste geskenk wat jy vir 'n groen kan gee om alleen met hom of haar te kuier. Luister aandagtig sonder ander mense of aktiwiteite wat jou aandag aftrek. En so van aktiwiteite gepraat, as ou groenes altyd saam pikkel
en doen wat die groep wil doen, wees jy dan die een wat iets alleen saam met Groen gaan doen, wat vir hom of vir haar lekker is. Nou wenk nommer 2, gee baie komplimente. Groen mense hou graag ander mense gelukkig, en kritiek is dan vir hulle soos 'n dolksteek wat hulle hart breek. Ja, ek oordryf regtig nie. Groen mense kwyn weg as hulle enigstens dink jy is ontevrede met hulle. Jy is natuurlik nie hulle beraader of hulle werkgewer of hulle pa of hulle ma nie. Jy aanvaar hom of haar en dis nie jou taak om hulle te verander nie. So jy maak seker hulle weet hulle is vir jou kosbaar en jy sien hulle sterkpunte en talente raak. Groen mense het nodig om dikwels te hoor iemand bewonder en respekteer hulle. Maak nou net seker, jy gee jou komplimente op 'n manier waarmee hulle gemaklik is. Jy sal dit dalk op skrif moet doen, sodat dit meer privaat is. Moenie voor 'n groep mense 'n luidkeelse lofrede afsteek nie. Sê dit eerder wanneer jy alleen is, of maak net 'n kalm en 'n kort opmerking as jy dink dit is nodig om erkenning voor 'n groter groep mense te gee. Maar doen dit. Moenie dit afskeep of afwater nie. Groen mense word maklik afgeskeep en oor die hoof gesien. Hoekom? Omdat hulle so stil en beskeie is. Herinner jou vriend of vriendin aan hulle sterkpunte, aan hulle vermoëns en vorige suksesse. Jy dink dalk dis onnodig en oormatig, omdat jy dit dalk self nie so dikwels nodig het nie. Maar jy moet vir my glo, groen mense het jou opbouende woorde nodig. Maar luister en luister mooi. Moet tog net nie druk op hulle plaas nie. Dis wenk nommer 3 en ek gaan 'n Engelse woord gebruik. Moenie 'n groen mens nag nie. Kyk, ek weet, ons hastige mense wil ander mense wat rustig en stadig en versigtig is, tog net 'n bietjie aanjaag en opjaag. En dan gebeur dit maklik dat ons aan hulle karring en torring. Maar jy moet weet, groen mense het tyd nodig om te dink en te besluit. As jy hulle in 'n hoek druk, trek hulle hul kuite styf en word so onbeweeglik soos die rots van Gibraltar. Dit is werklik 'n kuns om te leer hoe om iemand aan te moedig en ook 'n hupstootjie te gee, sonder om soos 'n bulldozer oor hulle te storm. Maar jong, jou groen vriendskappe is dit verseker werd. Bedeel jouself en word 'n bietjie meer geduldig met jou groen vriende en vriendinne, se rustige tempo en hoe lank dit hulle neem om 'n besluit te neem. Onthou, hulle moet aan hulle kant jou haastige en vinnige en energieke manier van lewe aanvaar. Hulle maak jou hoekie in die wêreld 'n kalmer en meer harmonieuse plek en verdien dat jy hulle aanvaar en liefhet soos hulle is. Nou ja, mag die Here jou groen vriendskap seën, dat dit soos sagte en milde reën die woestyn van jou lewe laat blom. Die laaste klompie wenke is vir gesonde vriendskapsbande met die blou rakkers in jou lewe. Ja, hulle is verseker die sensitiefste van al die temperamente. Maar jong, as 'n blou mens voel, hulle vriende verstaan hulle en aanvaar hulle, dan word hulle so lekker en so vrolik en so sosiaal, dat hulle skoon soos 'n gewilde geelmens lyk. En dis dan die eerste stukkie advies wat ek vir jou wil gee. Bevestig aan mekaar vir jou blou vriend of vriendin dat hulle goed genoeg is. Onthou, hulle vereis van hulle self omtrent volmaaktheid en jou woorde van waardering help hulle om op te hou twyfel aan hulle self.
Jy is regtig die kompas wat hulle nodig het om te leer dat dit heeltemal oukei is om nie perfek te wees nie en dat die hemel nie op 'n mens neerstort as jy foute maak nie. Onthou nou, jy gaan nie jok of iemand heuning om die mond smeer nie. Onthou maar net om elke keer wat jy opmerk, hulle doen iets oulik of slim of bedagsaam of kreatief, onthou om dit vir hulle te sê. Blou mense wil nie gevlei of gekomplimenteer word nie. Hulle het net die bevestiging nodig dat hulle iets reg gedoen het. Hulle wil regtig nie heeldag hoor, hulle is fantasties nie, maar eerder spesifieke goed soos: "Dit is so lekker vir my dat jy altyd presies op tyd is vir ons afsprake." Of: "Die inkopieslys wat jy vir ons staptoer opgestel het ons almal se voete gered. Want ons sou almal van pleisters vergeet het as dit nie vir jou was nie." Glo my, blou mense doen so baie dinge goed en reg, dat jy regtig nie gaan sukkel om iets te vind om vir hulle opregte komplimente te gee nie. Dit gaan wel begrip van jou verg om te verstaan hoe baie hierdie mense met selfkritiek en selfverwyd sukkel en dat jy hulle dus meer moet opbou as wat jy moontlik dink nodig is. En dit bring my by wenk nommer 2. Oefen jou empathiespiere. Blou mense het waarvrugtevol meelewing en amper bo-menslike begrip nodig. Hulle raak oor die kleinste dingetjies bekommerd en verskriklik gou angstig en gespanne. As jy enigstens kan, al dink jy iets is sommer twak, gaan sit vir 'n rukkie by die persoon in die put. Jy hoef niks op te los nie, en jy hoef ook nie antwoorde uit te dink nie. Luister net, en wys jy probeer regtig verstaan. En meer nog, erken dat dit te verstane is, dat dinge swaar op hom of haar druk. Moet asseblief nooit ooit iets sê soos: "Kom aan, gaan soek die donker wolk se silwer randjie." Of: "Dis mos glad nie so erg nie." Dink gerus aan die stories van Winnie the Pooh en die depressiewe donkie Eeyore. Ja, Pooh en Tiger en Piglet en al die ander diertjies het vrolik voortgegaan met hulle avonture, maar nooit vir Eeyore uitgesluit of aangesê om asseblief tog minder ietsie grimmig te wees nie. Hy was altyd deel van die groep en hulle het hom aanvaar net soos hy is. Jong, 'n omgewing waar iemand luister, met omgee, sonder om te kritiseer en nie allerhande praktiese planne te maak nie, is regtig 'n blou mens se droomvriendskap. En in ruil hiervoor kry jy 'n loyale, meelewende en besonderse kreatiewe persoon wat regtig hard sal werk om julle koneksie gesond te hou. 'n Blou persoon is iemand met wie jy oor diep dinge kan gesels en saam met wie jy komplekse probleme kan uitpleis. En dis dan my derde wenk aan jou as jy goed wil wees vir jou blou vriend of vriendin. Geniet die dieper dinge van die lewe saam met hulle. Onthou nou, ons praat van geesvervulde blou mense wat hulle drif om alles te kritiseer en oral fout te vind onder beheer het. Hulle kan dan met 'n stuk optimisme die een wees wat boeke deurwerk en Google soektogte las om meer inligting te bekom. En hierdie kennis deel hulle graag met ander mense om hulle te bedien, te help en te bemoedig. Ja, blou mense se wysheid en selfkennis maak hulle sensitief vir ander mense se probleme en hulle is dikwels wonderlike raadgewers en mentors
maar dit hoef nie altyd oor pyn en uitdagings te handel nie. Ja, blou mense hou van alle diep, mooi en sielsverheffende dinge. Gaan stap saam iewers in die natuur, soos langs 'n rivier of op die strand of in die naaste botaniese tuin. Gaan saam met hulle na 'n museum of musiekuitvoering. Gaan kyk kunsfliek saam met hulle en gesels net oor wat jy beleef en gesien en gehoor het. Blou mense se gemoedere word deur die mooi dinge in die lewe opgehef en iemand wat dit saam met hulle geniet is vir hulle baie, baie kosbaar. Nou ja, mag die Here jou seën met 'n blou vriend of vriendin wat die een persoon is wat by jou kom sit wanneer ander mense opstaan en jou verlaat. Nou ja, om af te sluit, gaan ek 3 van my gunsteling aanhalings oor vriendskap lees en ek hoop 1 of 2 van hulle kom lê in jou hart en dat jy dit vir iemand sal aangee. William Shakespeare sê, 'n vriend is iemand wat jou ken net soos wat jy is. Verstaan waar jy vandaan kom, aanvaar wie jy is en jou nogtans saggies toelaat om te groei en verander. En G. Randolph sê, ware goeie vriende is moeilik om te vind, moeilik om te verlaat en onmoontlik om te vergeet. Ed Cunningham sê, vriende is die skaars soort mense wat vra hoe dit met ons gaan en dan wag om te hoor wat ons antwoord is. Nou ja, ek bid dat dit met jou waarlik goed sal gaan en dankie vir die digitale vriendskap.